Hierdie is 'n ma en 'n mikrofoon. Welkom by hierdie episode. Sydney, ek is so opgewonde om vandag met jou te gesels. Ek is so bly jy het ingestem, want ons podcast vier eintlik ouerskap en ma wees en die hele proses en ek dink jy's iemand wat jou lewe gewy het aan ma's en vroue en so 'n integrale deel van baie vroue se lewe, die proses natuurlik van geboorteskenk. So dankie dat jy met ons gesels. Dit is regtig vir my 'n voorreg. En ek wil net hê jy moet jouself vinnig aan ons kykers en luisteraars bekendstel en dalk sommer begin deur te sê by hoeveel duisende babas se geboorte was jy nou al betrokke in jou loopbaan? Wel, Danielle, goeiemôre en baie dankie vir die uitnodiging en ook aan die luisteraars baie dankie. Ja, dit is geregistreer op my naam oor 'n tydperk van omtrent amper 40 jaar, net so oor die 25,000 babas. Sjoe. En hoe het dit alles begin? Want ek weet ons praat baie keer oor vroue in die geskiedenis van Suid-Afrika wat dalk nie 'n beroep kon volg wat hulle wou nie, of dit was in Engels sal ons sê it was frowned upon, en jy het eintlik ook 'n paadjie gestap waar jy baie eerstes behaal het, nie waar nie? Jy was die eerste man wat eintlik hierdie beroep betree het en soveel eerste dinge gedoen het. So begin net, hoekom het jy besluit, of ons ken die term vroedvrou, ek sal ons sê vroedheer, vroedmeester. Hoe het jou loopbaan hierdie traject gevolg? Wel, ek dink dis 'n baie interessante vraag. Kyk, die ding is dat ek dit blykbaar toe ek jong kind was, 4-5 jaar oud was, in die dae van Menora lemmetjies wat die ouers mee geskeer het ek my pa se ou lemmetjies gaan steel letterlik uit die badkamer uit, en ek het al die dooie verkleurde mannetjies wat daar heelwat van was oopgesny, want ek het verskriklik pak gekry daaroor. En my antwoord op my ma en my pa se vraag, hoekom doen jy dit? Hulle was redelik bekommerd daaroor. Is my antwoord altyd gewees, ek wil graag die babatjies sien. En hulle het dit glad nie verstaan nie. En daar was nie iets soos goeie kindersielkundiges en daai mense, jy weet, hulle het gedink daar's dalk iets verkeerd met my, maar eintlik was daar glad niks verkeerd nie. My ouma, my ma se ma, was die distriksvroedvrou gewees, en die dokter gehelp op die Weskus en daar in Vredenburg se area. En ek dink van 'n genetiese oogpunt af is dit maar oorgedra na my toe. En my ma was ook redelik geïnteresseerd in mediese sake en mediese goed wat vir haar interessant was. En natuurlik was ek weens my ouderdom, as ek kyk dan my kleur van my hare, het ek eers nasionale diensplig gedoen voordat ek begin studeer het, en ek was toevallig in die vloot. En na my basiese opleiding het hulle aanlegtoetse gedoen daai jare op ons mense in 1974. En het hulle gevind dat die mediese lyn is baie sterk in my, en na ek my offisierskursus gedoen het hulle my oorgeplaas na die Suid-Afrikaanse Geneeskundige Diens in Pretoria, waar ek 'n mediese kursus gedoen het, en daarvan dan het hulle my oorgeplaas aan die Vloot Mediese Sentrum in Simonstad. En hierdie plek tot vandag toe is baie nostalgies vir my. Ek het dit toevallig verlede week weer gaan besoek, omdat in werklik waar dit is waar alles begin het. Nadat die suster wat 'n luitenant was op daai stadium vir my nader aan ons uitklaartyd het sy vir my gesê, Sydney Groewe, you have to go and study nursing science. En ek het gedink sy is heeltemal van haar kop af, want ek wou eintlik 'n klankingenieur geraak het, snaaks genoeg. Ek is baie mal oor klank en die kwaliteit daarvan, maar ek het dit nou wel gedoen. En my opleiding het begin by Tygerberg, nadat ek die diensplig voltooi het by Tygerberg Hospitaal, Stellenbosch Vertyk en Otto du Plessis Verpleeg College. En dit was werklik waar 50 jaar gelede wat dit begin het, en daarvan het ek net gebou. En toe ek klaar gemaak het met my algemene opleiding, toe wou ek graag verloskunde, dis 'n mooi woord vir kraan, opleiding gaan doen, en die hoofmatroon van daardie hospitaal op die tyd het vir my gesê dat oor haar dooie liggaam sal 'n man verloskunde doen in haar hospitaal, en ek het toe oorgeplaas na Universiteitshospitaal in Bloemfontein, wat op daardie stadium heel waarskynlik die mees konservatiewe provinsie bestempel was in Suid-Afrika, en het ek verloskunde gaan doen, en uiteindelik die beker gewen vir die beste studente verloskunde vir 3 op die volgende jare. Nou, dit sê ek nou trots, maar dit is die belangrikste ding. Ek dink dat waar jy passie het en waar 'n belangstelling is en daar's 'n aanvoeling vir
iets wat jy werklik waar wil doen in jou lewe en waar jy 'n verskil wil maak en nog waarde byvoeg, dink ek kan enige mens 'n sukses maak daarvan om die waarde te sê. So ja, ek was die eerste een gewees en daarna is daar baie mans wat opgelei is, maar ek het verder gaan studeer wat is jy waarskynlik 'n bietjie later oor gaan praat. Maar dit is werklik waaroor dit begin het. Van kleinste af na nasionale diensplig toe na 'n professionele loopbaan waar wat ek nou nog beoefen, moes al afgetree het, maar ek voel net ek kan en ek wil nie. En ek wil nog steeds 'n verskil maak. En dit is juist vandag ook waaroor ek wil praat, verloskunde en jy weet dalk hoe ver ons al gevorder het, maar hoeveel ons dalk nog ook eintlik het om te leer en hoe 'n mens vroue en ma's kan bystaan. Natuurlik vir baie vroue op een van die in die nie die belangrikste dag van haar lewe nie, die dag wat sy 'n ma word. En jy was soveel keer daar, duisende kere om dit te vier saam met hulle. Sit nie as jy nou so terugkyk oor die dekades, dink jy ons het darm al baie gevorder? Ek weet jy was byvoorbeeld betrokke by die eerste watergeboortes wat nou vir ons redelik algemeen en selfs natuurlik klink, maar destyds was dit nie aanvaarde praktyk nie. So hoe het jy verloskunde sien verander oor die jare? Weet jy, dit het verskriklik verander. Nou moet ek vir jou sê, jy noem watergeboortes, dit is altyd 'n passie van my. Ek het ongelooflik baie uitdagings gehad en ek het so 2 jaar navorsing gedoen daaroor, ook op baie van die literatuur van een van die professors by Wits Universiteit in Johannesburg, professor Hofmeyr. Maar die ding is dat om dit wetenskaplik geformuleer te kon kry, was 'n heeltemal 'n ander bondel grappies geweest. En wat gebeur het, is dat ek het ongelooflik teenstand gekry van die dokters in die privaat sektor. Omdat die een dokter uit van Ierland af gekom en hy het vir my gesê, Sydney, you do realize that you know about the Bristol disasters. Nou die in Bristol in Engeland het daar het die mense in rivier bergstrome gaan kraam en van die babas het eintlik verdrink omdat hulle nie die regte tegniek gebruik het nie. Ek het ook maar nie geweet wat 100% die regte doen, maar ek het wetenskaplike beginsels gehad wat ek geweet het, dat babas haal nie asem binne jou nie, hulle sluk so nou en dan water, en dat hulle neem hulle eerste asem as hulle uit is, so daar moes 'n tegniek wees om dit te bekom. En toe het ek 'n wetenskaplike prosedure geskryf vir 'n groot privaat hospitaalgroep in Suid-Afrika, vir al hulle hospitale, nadat ek 2 jaar navorsing gedoen het en ook toe 'n bad ontwerp het wat in Kaapstad gebou was en wat toe in 28 hospitale die baddens ingesit was. Mense was vreeslik bekommerd oor die infeksie en alswaan, maar watergeboorte natuurlik is 'n hele nuwe topic op sy eie en ons kan die hele dag daaroor praat. Maar die wonderlike ding van watergeboorte is wat ek reg gekry het saam met my span, wat saam met my gewerk het, en ek was die hoof van die eenheid by die hospitaal hier in Kaapstad, is die feit dat ons het geweet dat wanneer vrouens in kraam is, in baring is, en die pyn wat hulle verduur, die positiewe pyn wat hulle verduur, gaan nie weg as jy in water is. Jy moet nie dink dit gaan weg nie, maar dat maas die pyn soveel beter hanteer en dat sou daar nie komplikasies is nie en jy is wel 'n lae risiko geval dat jou kraam se tydperk, met ander woorde hoe lank jy kraam is, jou waarskynlik gaan verkort. En hoekom nie? En dit is wat ons bewys het en dit was 'n absolute fantastiese ding dat ons dit kon doen, en dit vir soveel mense beter kon maak, jy weet, en dan die emosionele komponent daarvan, nie net vir die ma nie, maar ook vir die personeel rondom haar en vir die pa of boyfriend of wie ever hy was, die emosionele komponent, en dit was een van die dinge wat altyd by my gebly het en nou nog by my bly, is wanneer jy 'n kind verlos, ons praat nie meer van 'n delivery in Engels nie, we are birthing a baby. Wanneer jy daai baba verlos en die baba is uit en gebore en jy sit daai baba op die ma se borskas en jy wag om die naastring te klem, die gesigsuitdrukkings van die moeder en die pa van die baba of wie ever by is
iets wat in jou brein se foto geneem word en jy onthou dit net. Jy gaan obviously nie alles onthou nie en almal onthou nie, maar as definitief seker is wat uitstaan en ek weet van 'n paar in my kop wat al jare in my kop is wat ek saam met my gaan neem in my graf. Ek het soveel vrae en jy praat so mooi en passievol oor hierdie beroep. Mense raak sommer emosioneel want jy weet ek dink dis vroue wat ook hier luister wat deur hierdie proses is soos jy gets dit. Jy verstaan daai absolute emosionele oomblik, maar sommer gou jy praat nou van oomblikke wat uitstaan. Is daar dalk 'n storie of twee wat jy met ons kan deel wat jou so altyd sal Ja, bystaan? weet jy, ek weet daar is beslis. Ek dink net jy weet omdat ek met mense praat en dit is so lekker om daaroor te praat met jou, jy weet, en ander mense wat gaan luister hierna. Is dit altyd belangrik en sê altyd vir die mense op die pers en televisie en alsoan dat die erkenning is vir my belangrik vir die mense en aan die mense wat my mentors was. En dit is 'n groot uitdaging in ons huidige tydperk is goeie kwaliteit mentorskap. Want as jy nie dit het nie, dan het jy eintlik niks. En ons het regtig uitdaging daarmee in Suid-Afrika, maar ook globaal. Ja. So, ek gee altyd erkenning aan die mense wie my bygestaan het en my geleer het. Um so ek het gewerk by 'n hospitaal in Durban, Staatshospitaal, die Addington Hospitaal, wat so beautiful was op daai stadium in 1980, 1981, 82. En ek het saam met 'n wonderlike span mense gewerk, professors en vroedvroue wat werklik waar gevoel het soos wat ek gevoel het. En dit is as jy eers daai eienaarskap aangeneem het, dan is dit is wat jou suksesvol maak want jy neem eienaarskap vir wat jy doen, hoekom jy dit doen en die verskil wat jy kan maak in mense se lewens. En hierdie een oggend het hierdie moeder ingekom en sy het alleen ingekom om te kraam. Sy het natuurlik die voorgeboortekliniek bygewoon by die hospitaal ook. Maar ons het bitter min gewerk. Jy werk of in die kraamsaal of voorgeboorte as jy klaar gekwalifiseer het. En ek is 'n kraamsaal persoon. Ek is uit en uit 'n intrapartum verpleegkundige. En dit is vir my een van die wonderlikste gawes wat die Here vir my gegee het en die talent waarmee ek woeker. Hierdie vrou het ingekom vroegmôre en die kraamsaal is nou nog op die 8ste vloer van die hospitaal en sit aan die see se kant en in Durban kom die son op oor die see waar hier by ons in die Kaap en Middelburgstrand gaan hy onder op die see. So dit was my wonderlik en ek het niks haar gegee vir pyn nie, sy het vir my gesê sy wil niks hê vir pyn nie. Sy het geen partner by haar gehad nie. 'n Man, vrou of wie ook al nie. En daai die kop kroon en die dag genitalie kom. Toe kom die son net so raak hy so aan die horison. En die vensters omdat dit by 8ste vloer is geen gordyne nie. En die hele kamer, die mure van die kamer het so 'n goue gloei gekry. En die baba se kop klaar gekroon het en oor die perineum gestoot het, toets die son net oor die horison. Die goue gloed wat daai vrou op haar gesig gehad het en heel waarskynlik op myne ook. En die joy, die wonderlike gevoel wat sy gehad het, die kop is uit en die verlossing wat daarna gevolg het, die skouers wat uitgekom en alsoan wat ek bewerkstellig in daai tyd, kon jy nie iemand by jou hê nie. As jy nou probleme ontwikkel, dan moet jy nou die klokkie lui, dan gaan 'n ander vroed vir jou kom help en anders is jy alleen by die pasiënt en dit is waarvoor jy opgelei is. En die baba klaar verlos het ek die baba omgeswaai soos ons praat van laterale fleksie op haar maag en onmiddellik aan die bors gesit want dit is waarvan ek hou tensy daar natuurlik kontraindikasies is in hierdie geval was daar nie en daai goue gloed in die kamer daai baba se gesiggie die liefde die wonderlike gevoel van verlossing wat sy gehad het op haar gesig en die manier dat sy kontak en 'n koneksie gemaak het met my tydens die baringsproses as ook na die tyd was vir my baie spesiaal. En daar was baie ander spesiale oomblikke met baie duisende mense ook, maar dit sal altyd by my bybly want
dit is asof die Heilige Gees by ons was. En dit is asof ons heeltemal gevul was in ons eie kapsule waar ek saam met 'n vrou was wat werklik iemand nodig gehad het. Nou, dit is eintlik dan die verskil tussen 'n vroedvrou of vroedmeester soos myself en 'n dokter. Die twee werk eintlik so nou saam. Ons wetenskappe is verskillend, maar die vroedvrou kyk na 'n vrou in kraam, voorsien in haar fisiese, haar psigiese en sosiale behoeftes, en waar die dokter sal inkom en help as daar komplikasies is. Vroue wat lae risiko gevalle is, met ander woorde, daar's nie probleme nie, daar's nie mediese risiko's nie, daar's nie morbiditeitsfaktore nie, behoort net deur 'n vroedvrou gedoen te word in hierdie rede. Spesialiste, ginekoloë en verloskundiges word opgelei as dokters en daarna studeer hulle verder voltyds sou hulle wou om 'n verloskundige en ginekoloog te word. En hierdie mense word ingeroep as daar komplikasies kom wat nie in die bestek van praktyk van 'n vroedvrou of vroedmeester is nie. Maar die opleiding in Suid-Afrika en globaal het baie verander. En daarom is die vroedvrou met respek nie meer in die rol wat dit was in die 30s en die 40s en die 50s en die 60s. Ek is toevallig byvoorbeeld verlos deur Suster Brand wat op haar fiets gearriveer het en ek het op my ma se sitkamervloer op die Burger koerant van die 23 Desember is ek verlos. En my ma het my daarna vir 2 jaar geborsvoed en dis hoekom ek so gesond is. En hoe kom jy nog aanhou werk en leer? Ek is nie meer op my fiets nie, maar ek kan jou beloof, so ek is baie meer betrokke nou met die onderrig en die kliniese toesig en die voortgesette onderwys, is 'n mooi woord, van verpleegkundiges en ook vroedvroue onder andere. Ek is bly ook jy raak daaraan want dit was juist my volgende vraag, jy weet die mites rondom vroedvroue en wat mense partykeer glo, mense hoor baie keer mense dink dis half net vir hippies of sulke tipe dinge. So wat dink jy is van die mees algemene mites? En dan kan ons bietjie praat oor die werk wat jy nou terugploeg en hoe jy opleiding doen wat ook natuurlik wonderlik is na al hierdie jare se kennis wat jy opgedoen het. Ek is bly jy vra daai vraag, Daniela, want dit is 'n baie belangrike vraag. En ek wil net terugkom na die konsep van hippie. Kyk, die vroedvrousrol, jy kyk oor die laaste 100 jaar. Dis hoekom op my diploma staan 'n akkoucheur. Dis amptelik. So die akkoucheur gebruik hulle vir mans in verloskunde, wie 'n vroedmeester is, en akkoucheur beteken eintlik mid-person. In ander woorde, dat die vroedvrou of vroedmeester is daar in alle opsigte, op alle vlakke, vir 'n pasiënt in kraam. Die voorgeboortesorg is uiters belangrik, die intrapartum sorg, met ander woorde terwyl in kraam is, as ook die postnatal. Postnatal word in ons land, in my mening, geweldig verinoveer. Omdat wanneer die excitement nou oor is, dan nou is jy klaar gekraam, gaan na huis toe. En in my tyd van opleiding het ons mense opgevolg by die huis van staatsdienshospitale. Nou deesdae is dit gevaarlik. So mense word regtig waar nie heeltemal goed na gekyk na van hulle het nie noodwendig die ondersteuning nie. Die hippierigheid daarvan is oor die ham en die ha en daai tipe van ding. Dit is waar die nie laat ek doulas konnekteer aan 'n hippie nie, glad nie. Doulas speel 'n baie belangrike rol. Hulle is nie vroedvroue nie. Hulle voorsien saam met die vroedvrou met 'n pasiënt in kraam na die fisiese en emosionele behoeftes en vryf hulle rug ensovoorts, maar hulle vang nie die baba, hulle moenie. Ongelukkig is daar doulas in Suid-Afrika wat uitgevang is wat te ver gegaan het. Maar die opleiding van vroedvroue in Suid-Afrika het verander.
jy moet byvoorbeeld in my tyd moes jy eers 'n 3 of 4 jaar graad gedoen of diploma en dan het jy 'n jaar verloskunde gaan doen. En dan is jy daar klaar en nou draai jy hierdie groen balkie op jou skouer en dit is waarvoor dit staan. Dan is dit eintlik wanneer jy werklik maar begin leer het met dien verstande dat jy 'n goeie mentor het. En in ons jare het ons uitstekende mentors gehad. Susters wat ek gewerk het in die kraamsale wat presies geweet het wat hulle doen. Hulle was so vertroud met wat hulle doen en daardie kennis oorgedra na mense soos myself en ander mense soos ek. Ons die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging moes regulasies verander uit nood en opleiding verander ensovoorts om in pasiënte se behoeftes te voorsien en hulle het begin in die laat 80s met 'n geïntegreerde kursus met algemeen verloskunde, psigiatrie, gemeenskapsgesond alles saam met die gevolg is daar was dit 'n bietjie gedoen van mense van verloskunde sodat die dinge so ongelukkig is daar hofsaake in Suid-Afrika waarby vroedvroue en dokters betrokke is. Ek is toevallig ook 'n expert getuie vir die howe in Suid-Afrika. En die probleem waarmee ons nou sit is dat vroedvroue wat vir jare in privaat praktyk was, mag nou nie meer praktiseer nie. Tensy hulle 'n gevorderde universiteitsdiploma en of honneursgraad gaan doen in verloskunde. Dis die nuwe regulasie. Okay? So baie van hulle moes toegemaak het. So die keuse vir pasiënte om 'n privaat vroedvrou te hê, is nou baie ingekort want daar's nou minder. En self diegene wat opgelei is in die laaste 10 jaar of so of selfs bietjie meer, het nie die mentors gehad nie. Dis nie hulle skuld nie. Het nie die mentors gehad van die gehalte wat ons gehad het in ons tyd nie. En dit word wetenskaplik bewys deur die kliniese pad wat mense stap en foute wat daar gemaak word en of tekortkominge wat geïdentifiseer word as gevolg van die praktyk van of sal ek sê die bestek van praktyk van vroedvroue wat ingekort is. En dit is waarmee ons vandag sit ongelukkig. En dit is verskriklik jammer want die vrou in kraam het 'n behoefte vir 'n vroedvrou, vroedmeester om na hulle te kyk. En hoekom? Want 'n dokter, dis nie hulle werk nie. 'n Dokter byvoorbeeld, kom ons neem 'n privaat hospitaal, konsulteer in hy of sy kamer of haar kamer en maak staat op die personeel in die kraamsaal om hulle te bel wanneer die pasiënt reg is om nou verlos te word. Maar waar lê die harde werk? Die harde werk lê om te kyk na die pasiënt in kraam, die kliënt in kraam. Hulle is nie siek nie. Om kraam te wees, om swanger te wees, is nie 'n siekte nie, tensy jy 'n siekte het in daai tydperk. Maar dit is nie siekte nie. So hulle het iemand nodig wat verstaan, daai wetenskap verstaan en wat werklik waar omsien en in daai behoefte voorsien wat emosionele, psigiese en sosiale behoeftes voorsien. En moenie die familie onderskat nie. Ek en 'n klomp mense maak familie betrokke. Wat 'n gesentreerde rol speel en help vir mense met pyn en kraam. So die rol van die vroedvrou en ons bestek van praktyk volgens die regulasie van die opleiding spreek nie dit aan nie. Dit doen nie. So daarom is dit 'n jammerte, jy weet, en moeders as gevolg daarvan kry dus nie genoeg en voldoende inligting nie, sodat hulle, en hier is die belangrike konsep, sodat hulle nie 'n ingeligte besluit kan maak nie. En ek kan baie daarop uitbrei. Byvoorbeeld, moeders wat die eerste keuse maak om 'n keisersnit te hê of die eerste keuse maak om 'n epiduraal te hê. En as ek hierdie goed noem, beteken dit nie ek is daarteen nie, glad nie. Maar kry mense genoeg inligting? Word daar vir mense verduidelik deur 'n behoorlike opgeleide vroedvrou of vroedmeester en selfs dokters
wat werklik ware passie daaroor het, wat jare ondervinding daarin het, kry hulle genoeg inligting om 'n ingeligte besluit te maak. Ek hoop regtig ma's wat ook hier luister, leer ook by jou, want dit is ook die doel van ons podcast, is inligting. En daar's nog iets waaraan jy geraak het wat ek ook wil opvolg, en dit is daardie nageboorte sorg. Katinka Lategan is ook 'n vroedvrou wat al met ons gepraat het op die podcast en gesê het hoe belangrik dit is om te sorg vir die ma na die geboorte. En Sydney, ek hoor soveel van ma's wie se geboorte dalk nie geloop het soos hulle beplan het nie. Jy weet, het 'n geboorteplan gehad, dinge het nie so verloop nie. En dan is dit nogal 'n trauma om te verwerk, of iemand wat nie net kan aanbeweeg. Daar's altyd daai gevoel van my geboorte was nie wat ek van gedroom het nie. Het jy dalk net enige raad of woorde van bemoediging vir so 'n ma? Ek het en ek dink dit is 'n ongelooflike belangrike vraag. En ek dink dit is 'n uh in Engels, it's very underrated. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê baie duidelik, byvoorbeeld, dat in die postnatale periode, wanneer postnatale depressie nie ordentlik geïdentifiseer word en of behandel word nie, is dit die mees ondergediagnoseerde toestand in die wêreld. En 'n mens moet dit baie versigtig onderskei tussen dit en die gewone maternity blues vir die eerste 3 tot 5 dae wanneer mense tranerig is en so. Dit het niks daarmee te doen. Maar as dit oorskuif daarna toe, moet 'n opgeleide persoon en 'n persoon wat gevorderde verloskunde gedoen het soos ek en honderde ander, moet jy dit kan identifiseer. Een van die grootste uitdagings wat ons het in Suid-Afrika, en ek wens in daai opsig dat ons kan Nederland se program oorneem en bekyk. En ek is nou besig om dit te doen. Is dat die hele ondersteuningsstelsel van 'n ma nadat sy uit die hospitaal het gekom het. Privaat hospitaal, staatshospitaal na 6 ure, privaat hospitaal, normale geboorte na 2 nagte in die 3de oggend gaan jy huis toe. Keiersnit 3 nagte in die 4de oggend gaan jy huis toe, want dit is alwaar vir die mediese fondse betaal. So nou val daai hele ondersteuningsstelsel. Jy's gewoond aan aandag, jy kry kos, jy kry medikasie, jy word gehelp as jy gelukkig is met borsvoeding ensovoorts. Nou skielik word dit alles van jou weggeneem. Môreoggend 3. Nou sit hierdie ma met 'n seer tepel. Sy het pyn. Sy het nog nie ordentlik geëet nie, want die baba huil aan mekaar. Daar's niemand wat vir kos voor haar sit nie. 'n Man gaan help, daar is baie wat help. Hulle het nie, ons land het nie 'n daadwerklike program wat dit wettelik maak om vir mense te gaan sien elke dag te help. Soos in Nederland en Amsterdam, waar 'n vroedvrou elke dag kom, sy maak jou bed op, sy kook vir jou maaltyd, sy help vir jou met borsvoeding, sy doen wondversorging indien dit nodig is, sy kyk as jy steek het, laat dit reg ontsmet word, ensovoorts. Het ons dit in Suid-Afrika nie, ons het nie. So daai tydperk wat jy van praat, maak mense depressief. Plus, as alles dan nou nie so verloop het, soos wat hulle gedink het wil verloop het, of hulle geboorteplan, en dit hoef nie 'n hippie program te wees nie, 'n geboorteplan is 'n werklike ding, is 'n verwagting van 'n moeder, wat ordentlik bespreek moet word met die span met wie sy gaan werk in die hospitaal, vroedvrou, dokter, wie ook al. Nou eindig dit in 'n noodkeiersnit. Nou wat gebeur is, daai ma voel dat sy het geval. Sy is nie 'n goeie ma nie. Die pa weet nie meer wat om te maak, of die partner weet nie meer wat om te maak, wat om te sê nie. Postnatale depressie kom in. En dis 'n lelike ding, Daniela. Dis 'n lelike ding. Ek het gewerk met aggressiewe en tot die uiterste gevalle van postnatale depressie waar moeders hulle babas teen die mure gooi. Want they just don't cope. Ja, So dis baie hartseer. postnatale is geweldig belangrik, en dit is hoekom die voortgesette onderwys van vroedvroue wat reeds gekwalifiseer is vir my belangrik is. Want ek het dit gevoel, voordat ek nou hierdie aarde verlaat, moet ek en ander mense soos ek, moet ons kennis oordra
die punt wat ek probeer maak is dat die postnatale periode is heeltemal, en mense sou dink na al die jare en navorsing, is daar mense wat nie aandag, daar nog steeds mense wat net daai opgewondenheid wil hê van om 'n baba te verlos. En nou ongelukkig kry ons studente vandag wat lankal vroedvrou is wat dan nou gevorderde verloskunde gaan doen, en dan staan hulle in die hoekies van die kams aan 'n wag net vir 'n gekompliseerde geval, want hulle moet dit laat afskryf en dat iemand weet klinies is jy bevoeg om dit te doen. Hulle vergeet van postnatale depressie. Hulle vergeet van om 'n ma werklik te help om te borsvoed. En dat borsvoeding nie net heeltemal so natuurlik kom soos wat mense dink nie. Jy moet psigies ingestel wees daarvoor. Jy moet 'n besluit gemaak het voor die tyd. Ek wil borsvoed. En ek gaan nie teleurgesteld wees as ek 'n keisersnit moet kry vir watter noodrede ook al nie. Die belangrikheid dan die hele van voorgeboortesorg. Ek kan nie vir jou sê genoeg aksentueer hoe belangrik dit is nie. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê dit ook. So voorgeboortesorg gaan nie net oor die verlossing van die baba eventueel nie. Dit gaan oor die gesondheid van die ma, dit gaan oor die gesondheid van die baba voordat die baba gebore word. Dit gaan oor die geboorteproses wat nie behoort langer as 'n uur te wees, kom ons sê net maar 1 uur en 15 minute nie, en dan is dit verby. Maar beteken dit dan nou noodwendig dat wanneer die baba uit is, nou is dit alsoor? Nee, want die eerste 6 weke, ons noem dit die puerperium, is ongelooflik belangrik, en in daai tyd word die grondslag gelê vir die ma en die baba om te bond, om alles vir die baba te gee wat hulle kan, om aandag te gee aan die baba, om seker te maak dat jy die beste kan doen vir jou nuwe kind wat gearriveer het, so ver as wat jy kan, want in daai tyd gaan 'n invloed hê op die res van daai baba se lewe. Daar's geen twyfel omtrent. As ook die ma se. Tweede babas is altyd anders. Derde en vierde dis nooit dieselfde nie. Ek het toevallig meer as een voorgeboorte voorbereidingsprogram vir ma's wat op my webwerf is, want ma's dink ag jy weet dis okay, dit gaan alraai wees, jy het nie geluk, dit werk ongelukkig nie so nie. En daar kan ander probleme wees wat inkom, en moenie vergeet jy raak ook 'n bietjie ouer. Ons wil dit nie weet nie, maar dit is so. Ek is gebore toe my ma 40 was. My pa was 44, maar ek was nie die eerste kind nie. Ek was die laaste kind. En dit het sy eie implikasie gehad toe ek ouer geraak het. Ek het geleer daaruit. En is daai kennis wat my passievol is. Dis daai kennis saam met my wetenskaplike kennis, my akademiese kennis, my praktiese kennis en die mentorskap wat ek gehad het, wat ek dan alles saamvoeg en wat ek dan opbou die hele tyd. Ek weet van ons luisteraars het nou gehoor van hierdie klasse en hulle wil of dalk vir 'n volgende baba self inskryf of vir 'n vriendin aanstuur. Vertel ons asseblief van jou webblad waar jy hierdie kennis deel. Wat doen jy presies nou en hoe kan mense betrokke raak as hulle dalk van hierdie kursusse wil doen of vir iemand wil aanstuur asseblief? Natuurlik. So die website is se naam is Grove Medi Consulting, maar van ons gewees is Grove Medi Consulting is www.grovemediconsulting.com. En dan is dit saamgevoeg ook met Grove Carer Evolve Academy, en dit is carers wat ons oplei. En ek gaan 'n spesiale program aanbied volgende jaar vir carers nadat hulle die 10 maande en of 5 maande geakkrediteerde kursus gedoen het, en is geakkrediteer deur SAQA en deur QCTO, the Quality for Commission and Traders and Occupations, wat dan die staatsagentskap is om kursusse te akkrediteer, en ek wil graag hê dat carers moet dan na die master gaan na hulle gekraam het en dan behoorlike kennis hê en die ma werklik help. Nie net langs die ma sit op die bed en hoor hierso, nou sit ons die baba op die bors en help ons. Daar's soveel ander goed in die huis wat gedoen moet word. Advokasie, voorspraak maak, selfs in die hospitaal, waar jy met die familie praat, met vriende praat en sê, maar hoorie, ek is jammer, maar Susanna moet nou eers rus. Julle gaan nie nou vir haar kan sê nie. Kom terug in 2 ure se tyd. Nou moet sy slaap. Dis verskriklik belangrik, verstaan jy? So
Op die website wat ek nou genoem het, is daar 4 jy sal sien nie in die Care Evolve kan die Growth Medical Consulting kan, en dan sal jy sien onder is al baie programme vir vroedvroue en dan vir ma's wat voorberei vir kraam. Voorgeboortesorg is ongelooflik belangrik. Ons identifiseer nie net fisiese probleme nie, maar ons identifiseer psigiese probleme. En dikwels lei dit tot iets anders, tot iets anders, tot iets anders. Mense byvoorbeeld wil glad nie praat oor seks as hulle na voorgeboorteklas toe gaan. Daar's 20 ander mense in die klas. Nou wie wil nou praat oor jou sekslewe voor ander 20 mense? Daar is mense wat wat alright is daarmee, maar seks is 'n belangrike faktor in voorgeboorte of na geboorte. En Ja. die feit dat mense nie daaroor wil praat nie, maak dit depressief. En veral vrouens. Hulle wil hulle mans of hulle partners gelukkig hou, maar as hulle nie gemaklik voel daarmee of hulle is die psigies nog nie reg daarvoor nie of hulle is fisies nie reg daarvoor nie, dan sal hulle dit in elk geval doen en beoefen, want hulle is bang dat hulle mans, partners, they will go look for somewhere else. Byvoorbeeld, ek noem nou maar net een faktor. En so min verpleegkundiges en vroedvroue sal selfs dit noem op 'n program soos hierdie, want hulle dink, ag nee, dis taboe. Wel, weet jy wat? Ons is in diep moeilikheid as gevolg van taboe, omdat ons nie genoeg huil nie en ons praat nie genoeg met mense nie oor hoe ons voel nie. Dis wonderlik dat jy dit ook noem dat mense die vryheid kan kry om goed aan te spreek en oop kommunikasielyne laat daar jare later al die wrokke en seer soos wat jy noem oor die geboorte, oor die seksuele aspekte, oor al hierdie dinge is nie. So, dankie dat jy dit ook in jou kursusse aanspreek en so oop en eerlik praat. Ek kan sommer hoor, ek dink ons gaan in die volgende seisoen 'n episode oor watergeboorte ook moet doen. Ek kan hoor daar's nog baie om te bespreek en ek dink baie luisteraars gaan daarin ook belangstel. So dankie Sydney. Ons kan uurlank praat en ons sal nog in die toekoms. Maar terwyl ons afsluit vir vandag, wil ek net so ten slotte hoor, dit klink of jy wonderlike ouers gehad het wat jou toegelaat het om 'n mens te wees wat jy is en jou gawes te gaan benut. Vertel my van jou ouers en wat het jy by jou ma geleer? Ook baie goed. My ma was 'n baie intellektuele persoon. Sy het Afrikaans gepraat, Engels gepraat, Duits gepraat en Hollands gepraat. En my ma en my pa het vasgeglo in hulle kinders. En in my geval het my ma my baie aangespoor om te doen wat my gelukkig maak. En ek dink dit is 'n ongelooflike belangrike fundamentele ding vir enige ouer dat sou hulle kind werklik iets gedoen wat anders is, 'n man in verloskunde, nie as 'n dokter nie, as verpleegkundige. Het ek gevoel dat my ma my baie ondersteun het in die opsig dat sy het vir my gesê, my kind, onthou net, jy's 'n hoë boom. Toe ek nou ouer raak, ook en klaar is my opleiding, en jy moet net een ding baie goed onthou, hoë bome vang die meeste wind. So jy gaan baie teenkante kry, jy gaan baie kapsie kry, jy gaan baie mense kry wat jaloers is op jou vriende, jy gaan mense kry wat professioneel jaloers is op jou, en ek het al daai goed ondervind. Maar, hier is die oplossing, my seun, sy het gesê, onthou net, alles in die lewe wat ons verstaan, hoef ons nie noodwendig te aanvaar nie. En al die dinge wat ons aanvaar, hoef ons nie noodwendig te verstaan nie. Dit is redelik filosofies, maar dit is werklik waar so. En ek het dit baie ondervind in my lewe. En ek het dit baie gebruik teenoor dokters, spesialiste, met wie ek saamgewerk het, wat éventueel baie respek vir my gekry en ek het vir hulle baie respek. Wie my werklik waar leer ken het en my vertrou het en vir wie die vroedvroue in die kraamsaal, die vroedmeester in die kraamsaal, dat hulle weet ons is hulle ore en ons weet wanneer om hulle te roep en nie te roep nie. En die teenkanting in die professionele jaloesie wat ons kry in ons beroep is absolute ewel. Want dit voorkom dat ons die sentrale en die sorg wat ons kan gee aan moeders in kraam, voorgeboorte, tydens kraam, na geboorte, dit voorkom dat ons actually die sorg kan gee, gesentraliseerde sorg aan ons kliënte en pasiënte, omdat
daar's soveel ongelooflike professionals. Soos my ma, my pa het my daaroor geleer. En ek dink dit is 'n baie belangrike proses. Dit is die groot verskil tussen die dokters en die vroedvroue in 'n spasie van verloskunde. Baie dankie. Dankie vir jou tyd en jou kennis en ek sien baie uit na ons volgende gesprek. Baie dankie dat julle my uitgenooi het en ek sien uit na ons volgende onderhoud. En baie dankie aan al die luisteraars. Julle is baie welkom om my webwerf te gaan besoek. Ek is seker dat Daniela sal dit bekend maak.